Die mooie ding van die queer community, wat ek altyd wil embrace, is die feit dat ons so oop kan wees oor goed. En ons kan, we will never yuck your yum. Jou humor wat jy gebruik as hierdie wapen om net die wêreld meer aan te pak. Ja. Die versagtende manier om met mense te praat en hulle te kry om jou lief te hê en to be accepted is humor. Hey darling, ek's Regina Black en hierdie is Queer in Afrikaans. Die potgooi waar fabulous en fearless ontmoet en hartsgesprekke welkom is. Elke episode gesels ek met jou gunsteling bekendes, soos vriende om 'n tafel. Ons lag, ons gesels en ons grawe diep. Dalk verander dit jou persepsie van hulle en oor jouself. Let's get into it. Vandag gesels ons met 'n komediant wat haar platform gebruik om regte issues aan te tree. Nie net as sy snaaksie, maar sy is 'n fantastiese mens. Dis Jax Justice. Hallo! Hierdie word geëer, né? Ja. Ek is nie 'n lesbien nie. Maar worry, my ma weet. It's all good. So ons gaan begin. Ons gaan begin met vinnig en fabulous. Yes. Dis 'n game. Ek gaan vir jou 'n vraag uitgooi. Jy antwoord hom so gou as moontlik. No pressure. No pressure. No pressure at all. Is jy reg? Ek sien. Go. As jou lewe 'n Netflix special was, wat sou die titel wees? Squid Games. Wat was die grootste embarrassment wat jy al ooit op die verhoog gehad het? My sê vir my gesê ek is single, want my liefdeslewe is so spur, I don't have a taste for life. En kyk wie dra nou 'n verloofring. Am I right? Ja. As jy vir aandete met enige beroemde kon gaan, met wie sou dit wees? Dead or alive? Dead or alive? Oh, jy maak dit moeilik. My Sarah Paulson, want ek's baie aangetrokke teenoor haar. Ek love haar. Plus sy's weird. Ek love haar. Sy's amazing. Voltooi asseblief hierdie sin vir my. Om queer in Afrikaans te wees is. Ja, queen. Ek weet nie wat jy wil hê wat ek sê. Maar jy moet 'n bietjie meer in dit. So as Ja, jy ek sê ja, moet hom. Okay, wag, get it. Ja, queen. Okay, om queer in Afrikaans te wees is Yes, Queen. Daar sê Jax Justice het dit vir ons gesê. Wat ek van jou geniet is, jy gaan op die verhoog en jy's fearless. Soos you let it all out, jy's fearless, dit lyk nie of jy enigsins senuweeagtig is nie. Dit vat baie met stand-up comedy. Was jy nog altyd so dat jy daai fearless persoon was wat op die verhoog kan gaan en dit kan conquer? Nee, eintlik toe ek op hoërskool was ek het soos redeneers en daai tipe goed gedoen en ek was baie nervous geweest oor die algemeen. Dit raak maar beter met ter tyd. Ek het ook angs. Ek het severe angs. So dis baie moeilik vir my om eintlik te sê hier is die chosen loopbaan. En ek het ook apparently a death wish because I just don't think about the repercussions. Maar ek neem ook aan dan met mense soos ek wees en sekere ander mense in Suid-Afrika wat verskriklik outspoken is, want sonder ons praat ons nie eintlik oor die issues nie. Soos jouself, hier, op die huidige oomblik. Dis wat ons doen. Dis dit. So, to be honest, it's a 50-50. How did you get there? Waar jy kon net jouself wees en jouself uitleef? Kyk, toe ek 18 jaar oud was, toe dink ek vir myself, as ek gaan uitkom met my familie en hulle gaan my afskryf, dan moet hulle dit maar doen, because those are not the people that I want in my life. En essentially, met ter tyd het ek maar net meer gemaklik geraak met myself so al vry gekry van, jy weet, societal standards. En nou sit ek in 'n plek waar ek net gaan, well, as jy nie hou van my nie, probably shouldn't be friends. Maar ek weet nie of dit net die stage persona is, of net die feit dat ek 37 is en oud raak nie. Ja, as mense seker ouder dan sê soos dit maak nie meer saak nie. Ja, dis soos jy kyk vir mense, hulle noem dit nie meer FOMO in jou 30s nie. Hulle noem dit Fogie. Ja. Is fear of getting invited. Absolutely. En as jy my gaan uitnooi, dan gee jy vir my 'n tyd. Ja. Sê vir my, ek nooi jou vir 2 ure. En dan Dit sê is jy 'n vir my ook- kinderpartytjie van Absoluut. 5 tot 7. Absoluut, en jy sê vir my wat se kos daar gaan wees. Jy sê vir my wat se kos daar Ek gaan wil nie wees. lelik wees nie, maar jy kan sien dat ek moet nie vra oor die menu nie. Mense nooi my nie, want die kos gaan nie genoeg wees nie. Maar dis my probleem daai. Jy het gesê van repercussions, dat jy nie bang is vir repercussions nie. Het jy al in 'n situasie gekom waar jy was soos, nee, ek moet hier uit, wat gaan aan? Baie actually. So sosiale media is 'n lieflike platform vir haat. En die groot probleem is mense sê baie goed agter 'n skerm wat sekere mense trek deur in regte lewe. Baie min
maar van hulle doen. So ek het een aand 'n ou gehad wat by een van my shows opgedaag het. Ek het 'n lieflike restraining order teen hom nou. Ja, that's happened a few times. Daar's 'n storie. So, kom ons sê net ek het hom nog nooit weer gesien nie, want komediante kan nogals baie kwaad raak as jy met hulle vriende mors. So, ja. It was a lovely evening. So in queer taal sê ons, do you have any tea to spill oor daai komediante? Babe, ek het 'n beker, let's go. I don't have a cup, I've got a mug. nee, want die ding is, okay, so hierdie ou toe nou uitgekom, uiteindelik, ek weet nie hoe diep kan ons raak hieroor nie, maar uiteindelik, he threatened to sexually assault me. And it got weird, want toe hy by die show opdaag, is ek net soos, nie vanaand nie sien, this is not gonna happen. En ja, hy het sleg tweede gekom, stel dit so. Violence was intended and straight people were hurt in the making of that evening. Jy weet, dit is vir my so interessant, want ek het al gigs gehad, en loop ek in, en dan sal mense my sien, en dan doen hulle dieselfde, they threaten to sexually assault me, om my reg te maak. Ja, maar as jy dit doen, as jy 'n man is, dan se... Hoe dink jy? Dit maak nie vir my sin nie. Dis soos 'n lesbien wat vir my sê, sy gaan my regmaak. Ja. Nee, dit gaan met... Nee, girl. Nee. Dit maak nie sin nie. Inner homophobia, babe. Absoluut. Inner homophobia. Absoluut. Hoe deel ons met daai inner homophobia? Want ek dink ons almal het dit, as vir alles ons uitkom. Klap op die voorkop het nog nie gehelp nie. So as het, ek spaar jou tyd. Ek weet nie, ek dink dis maar net society's placed us in a position waar inner homophobia nodig is, of nie nodig is nie, dit kom na vore, want ons kan onsself nie wees nie. So, die meer wat ons mense in die kas indruk, en die meer wat ons vir mense sê, dit is nie aanvaarbaar om homosexual of queer te wees nie, the more we are creating the platform for inner hate. En dit is iets wat ons moet veg om... Dit is moeilik om te sê dat ons moet out and proud wees, en dit sal vir ander mense wys dat nee, want societal norms will still tell them that it's abnormal. Ja. So die ongeluk is, ons is altyd in die firing range. Ja. Vir daai tipe haat. Glo ek die wêreld sal verander? Hopelik. Dink ek dit gaan in ons leeftyd gebeur? Dalk nie. Gaan ek nog steeds fabulous wees? Yes. Absolutely. Queer and fabulous. Jy gebruik humor as 'n tool om al hierdie goeters te combat, en jy doen baie successfully. Ek dink dit toe ek en jy die eerste aand in 'n kroeg ontmoet het, Yes. en ons het lekker gedrink en lekker gekuier, maar wat vir my uitgestaan het was jou humor wat jy gebruik as hierdie wapen om net die wêreld meer aan te pak. Ja. Hoe het dit gebeur dat humor jou geweer vir geluk geword het, as ek dit so kan stel? Dit gaan terug na die ouderdom van 5 toe ek geboelie is deur Melissa. Ek joke net, ek ken nie vir Melissa nie. Maar as jy op hoërskool is en ja, Melissa. Ek dink as jy op hoërskool is en dit kom by daai formative years wat jy groot word en jy voel jy is anderste, die versagtende manier om met mense te praat en hulle te kry om jou lief te hê en to be accepted is humor. Dis die enigste ding wat ons het, behalwe vir musiek, byvoorbeeld, that really unites us as people, is humor. Want ons kan saam lag, maar ons kan minder saam huil. So, good weather friends. En die ding met humor is wat het mooi maak, is dat I can fight this fight. Want as jy lag daaroor, nou, dan gaan jy my dalk nie wil slaan in die parking lot nie. Maar by die tyd wat jy in die parking lot kom, gaan jy gaan, daai was nie okay nie. Hoekom doen mense hierdie aan mekaar? Want die after effect, dit wat jy sit mee na 'n show, of na 'n conversation, is wat jy moet simmer mee. And that changes minds. En jy doen dit so suksesvol, en ek gaan heeltyd vir die hele episode, kan ek net sê wat 'n fantastiese persoon jy is, en ek dink Hoop fangirls gaan moeg word daarvoor. Maar wat vir my ongelooflik is dat jy ook oor anxiety disorder praat. En eerstens is jy nie bang om dit aan te pak nie. En dan het jy 'n hele show daaroor. Ja. So, Watse tools moes jy uithaal om met jou anxiety te deel? ongelooflik baie terapie. Daar is 'n baie ryk psigiater daar buite. Jy het geen idee nie. Ag, en pille. Wow. Ag, dankie. Nee, maar ek dink in die groter skema van goed, wanneer ons oop kan praat met mekaar oor ons mental health en ons kan sê, hierdie is fout met my of hierdie is die goed wat ek het en jy's
vulnerable and you actually reach other people in their vulnerability, is daar groter scope vir deel met goed. Want wat jy doen is, you put the real you out there. Die oomblik wanneer jy moet wegsteek wie jy is en jy is bekommerd die hele tyd, you're living a lie. So you're not living your full truth. So, luister, dit kom alles neer op being fearless. Sitting there and really just accepting who you are, flaws and all, want niemand is perfek nie. En as enige van julle buite vir my sê, jy lieg. Ek ken jou. Melissa. Wanneer jy praat van anxiety disorder, wanneer het jy besef, oh, something's not, ek wil amper sê the binary, want, en ek wil dit eintlik nie eers the binary noem nie, want ons het hierdie stigma, waar, as jy nie anxiety disorder, ek het dit ook, ek het ook depressie, so ek verstaan die journey. Ja. En ek sê dit as 'n disclaimer, dat ek nie iets offensive sê nie. Asseblief, ken jy my? Ek's 'n millennial. Offense is nie ons ding nie. Maar wanneer het jy op daai punt gekom waar jy was van, oh my word, iets is nie reg nie. En hoe het jy dit besef? Ek dink dis hoe ons lewens leef. Ek dink jy gaan deur 'n hele jy weet, journey in jou lewe waar jy besef, ek verloor vriende of mense wil nie connected wees aan my nie. En dan op 'n stadium moet jy half introspeksie doen en vir jouself vra, is daar 'n probleem met my? Is daar iets wat ek kan regmaak vir myself om my lewe beter te maak? En dan gaan jy maar vir terapie en jy sit en gesels maar en dan besef jy, hierdie weird buzzing gevoel wat ek die hele tyd het. Daai's nie normaal nie. Aha. Ek voel beter. So daar's kyk, as iets nie pleis voel met jouself nie, it's probably something that you can fix for your own well-being. Ek dink jy 'n mens moet ooit verander vir enigiemand anders nie, but if it's taking away from your relationships om jou, en mense sê basies jy kyk eens op my ou, jy's nou nie lekker nie, dan is dit iets om te kyk na, en as daar niks fout is met jou nie, dan sny jy maar net daai persoon uit en gaan aan met jou lewe. Vir my was dit, ek het baie eensaam begin word. En ek het gesien, so net soos wat jy sê, daar soos, ek is nou alleen. En op daai tyd het ek, nou gaan ek sommer hier in my lewensverhaal in. Ek luister, kom Babs. Ja, kom ons, het gaan nie vir my rekening Ek sal vir jou invoice na die sessie. Ek het soos, dan sal ek soos 'n botteltjie rescues drink, net om te slaap, op hoërskool. Crazy goeters wat 'n mens doen, en dit was my normaal. Ja. Dit was vir my normaal om te sê, die feit dat ek dalk nie wil lewe nie, Is vreemd. That's just what it was. En daai goed gebeur, want ek dink, selfs met jou, is dit 'n ding waar, as jy depressief is, en al is jy medicated, mens kry nog steeds baie keer daai invasive thoughts. Ja. Dit gaan nie noodwendig weg nie. Mental health is something that needs to be managed. En dit kan gemanage word, maar jy wil dit of jy moet dit wil doen. In plaas van net gaan, nee, ek gee nou op. Ek onthou, toe ek hierdie journey van mental health begin het, wat iemand vir my gesê het was, ja, maar dis net gay mense wat hierdie probleme het. Natuurlijk. Asseblief respond op daai vir my, namens 18-jarige Regina. Jy sien die mooi ding is wanneer mense sê dat it's queer people met HIV, dis queer mense met mental health issues. Wil ek net vir 'n jonger queer mens sê, die feit dat jy dit aanvaar, is goed genoeg. Die feit dat jy daar so sit en jy weet jy het dit, is the first step in the right direction. Okay? Daar's absoluut niks fout met jou nie. Die mooi ding van die queer community, wat ek altyd wil embrace, is die feit dat ons so oop kan wees oor goed. En ons kan, we will never yuck your yum. Dis vir my altyd die mooiste sê ding. I will never yuck your yum. Jy kan bipolêr wees en ek sal nog steeds lief vir jou wees. Amen. Because you cannot change who you are. Amen. And if society wants to say that we have mental health, then we'll be the crazy bunch together, but we'll love each other more. Jy het op 'n video gesê dat jy haters aanvat, want daar so is 'n 16-jarige Jax daar buite wat dit gaan hoor, en dan gaan al daai negatiewe goeders wat vir jou gesê word, gaan hulle dan aanvoel. En soos wat ek vroeër genoem het, jy het jou vinger op die puls van
al die stigmas daar buite van die homofobia, die transfobia en jy tree dit aan. Wanneer het daai dit, want ek dink is soos 'n roeping vir jou. Wanneer het daai roeping, wanneer het jy geweet, okay, maar ek moet iets doen. Ek dink ek was altyd 'n sassy kind gewees. Ek was nooit op my bek geval nie. My ma het my eintlik groot gemaak om altyd net te wees. Jy weet, 'n justice warrior. Een van die redes hoekom my naam Jax Justice is juist dit, because ek wou dit uitgebeeld het in die wêreld, maar my ouers het altyd vir my daai absolute vryheid gegee om net ek te wees. En as mense nie gehou het van my attitude nie, het my ma net gesê, wat is maar net hoe my kind is. En as ek kyk later in die lewe, is ek beslis 'n bietjie anders as wat hulle kinders groot gemaak het. Maar die mooi ding oor, kom ek stel dit so, dit is nie net die 16-jarige kind daar buite nie. Dit is ook die 37-jarige mense daar buite. To be queer is baie moeilik, want jy het nie jou formative jare 90% van ons het nie daai tienerjare uitgeleef as queer mense nie. So in ons 20s moes ons opgemaak het vir die feit dat ons nie liefde kon hê toe ons tieners was en dit kon voel op daai manier nie. So ek praat maar vir almal, maar vir die 16-jarige kind ook. Comedy het vir my 'n deur oopgemaak, dit sou eers musiek gewees het. En toe het comedy net vir my 'n deur oopgemaak waar ek besef het dat spoken word is, jy weet, the pen is mightier than the sword, but the mouth is mightier than all. En Powerful. Ek is nie bang nie, dit is die ding. Soos, okay, as jy my wil doodmaak, dit gaan nou hartseer wees vir my. Ek is nie bang nie. Iemand moet dit sê. Het jy al ooit 'n interaksie gehad in een van jou shows waar jy iets gesê het en iemand het na die tyd na jou toe gekom en gesê, daai wat jy gesê het my lewe verander en hoe het dit jou maak voel? Ek kan nie vir jou verduidelik hoeveel keer mense by 'n show sit of iemand ontmoet. Al was dit nou byvoorbeeld by Jamie Fine en aand het ek dit gekry. Dit laat mense regtig voel dat al die moeite en al die harde werk wat jy insit en die verandering wat jy wil sien, kan gesien word met harde werk. Ek wil altyd sê, daar's 'n gevoel van jy gee terug en there's no, jy weet, selfless way of getting, there is no such thing as a selfless act. Dit laat 'n mens baie lekker voel. Dit laat 'n mens ook voel dat hierdie mense het hoop. En dis die hoop wat ek dalk nie in my lewe gehad het nie. And so I just want to carry that forward because that's saving one person at a time. That's beautiful. Wat is jou droomshow? Wat wil jy opsit? So, droomshow. Die Apollo Theatre. Definitely. Ooh. Apollo Theatre sal nogals vir my 'n astronomiese achievement wees. Moenie worry nie, ek sal terugkom na Emperor's TV julle. Moenie worry nie, I got you babs. Maar ja, ek dink oor die algemeen, I love the fact dat ek net my kuns, my craft kan vat na die mense toe. Ek dink die belangrike ding wat ons moet besef is dat groot teaters is lieflik en is wonderlik en I can definitely write back home about it, maar die mooiste oomblikke gebeur wanneer jy jou komedie en jou kuns vat na die mense toe wat nie noodwendig na daai teaters toe kan gaan nie. Ja. And the most beautiful magical moments happen when people who cannot afford certain things get to experience them with you. Met jou shows, met die activism wat jy doen, wat is die een kernboodskap wat jy wil oordra vir mense? Een kernboodskap, you have a right to an opinion. You do not have a right to discrimination. Okay. So, moenie daai lyne blur nie, ouens, want dis 'n fyn lyn, dis soos haat en liefde. Fyn lyn, maar moenie stupid wees nie, honestly. So hoe weet ons om dit te distinguish? If you say it and it makes you feel good because it was hateful and it hurt somebody else, it's probably not the right thing to say. If you said it and you felt bad afterwards, it's probably not the right thing to say. If you're saying it because you're sticking to your guns because something said something wrong to you and you wholeheartedly believe. Actually weet, scratch daai hele ding. As dit enigstens gesê word om iemand seer te maak, it is not right. Punt. Maar dis vir my interessant, want baie mense sê goeters en daai notion van, dit gaan iemand seer maak, bestaan nie vir hulle nie. Dit is
die wêreld se ongelooflike groot downfall is die feit dat ons almal strewe om of IQ te hê, maar geen van ons het IQ nie. Emosionele intelligensie bestaan amper half nie meer in die wêreld nie, maar net solank ek slim is, Johan, en ek kan 'n quiz speel Saterdag, Johan. Nee, Susan, dis baie belangriker om compassionate te wees. Be nice to the people around you. Don't bleed on people who didn't cut you. So vir my, be nice, kindness, daai is die grootste stap in die regte rigting om EQ te ontwikkel. 100%. Ek het ek kan nie verstaan hoekom mense waardes vir hulle self gee of skryf of groot word met hierdie waardes en daai waardes kan gebruik as judgment. Dit maak nie vir my sin Presies nie. waar jy is in hierdie ene. En daai maak my so kwaad. Ja. Because if we cloak, one wrong thing in a different thing, dit maak dit nie anders nie. Ja. Dit bly nog steeds die kern van wie jy is. Jy is Ja. okay om te haat, solank dit vir jou goed is. Groot boodskap is dat los net mense. As dit nie jou lewe impakteer nie, los hulle. En ouens, die rede hoekom drag queens baie keer vir jou kinders lees en nie vir ouer en hawelose mense nie, is oor dat ouer en hawelose mense kan lees. Absoluut. Hulle kan lees. Kinders kan nie lees nie. Hoekom dink mense dit is 'n threat om vir kinders te lees, vir drag queens wat vir kinders lees? Ja, want ewe skielik kan Jannie mos nou môreoggend wakker word en jy weet suikersakkies en 'n braai. Dis pateties. Ek was grootgemaak met strydouers. Imagine, hè? Dis rof. Ek is Weet jy wat? Dit is actually 'n bietjie PTSD nou, want ek besef dat ek ook grootgemaak was deur strydouers. Ek weet nie. Ek sê nou vir jou, as my kind eendag na my toe kom en vir my sê ek is verlief op 'n meisie en dis 'n seentjie. Ek het jou ballet toe gevat. Wat gaan hier aan? Ja, ons skree vir Arsenal. Geniet jy sport? Nee, glad nie. Okay. Dit het net opgekom. Ek het net vir die balle gekyk. Dis hoekom ek altyd pool gespeel het en nou kyk waar's ek nou. Pool is 'n gateway drug vir lesbianism. Hoekom sê jy so? Nee, ek gaan nie daarin nie. I'm not gonna pocket that one. Kyk eens op, babes. Ons het vroeër gepraat oor. Jy het jou lesbian haircut, ek het my lesbian haircut en toe sê ek, ja, dit is so sekere plekke in die wêreld waar mense net 11 haarsnye kan hê. But some people will call that a dictatorship, a lesbian net a dictatorship, because we don't want the first part. You know what I'm... We'll live. Hoe voel jy oor lesbian stereotypes? Ek love it. Ek absoluut love it. Wonderful. Ek so bly dat jy dit gesê het. Ek sal dit seriously embrace. Asseblief, hy sit jou naels vir die kamera. Nee, ek grap. No jokes, né? Jy het nie eens nodig gehad om dit hier is ek liefie. Nee, ek love it. Ek love chick hemde. Ek sal 'n ander lesbian uithaal so net 1 XL is en hy's my size. Girl. Maar wat my pla wanneer dit kom by lesbian stereotypes, gay stereotypes, wanneer dit in comedy sets gebruik word deur straight mans. O, maar dit is altyd. Dis letterlik altyd. Altyd. En hulle praat van vrouens ook. Ja, maar dan sal dit die eerste mense om so te gaan. Ja. We really just hate it when women speak about men the whole time and gays speak about their relationships. Maar jy doen dit. Hoekom gebeur dit? Jy is in die bedryf, voel jy dat daar baie toxicity is? O, ek sien dit nie so nie. Ek voel net ons baie slegte komediante. Ek joke net. En jy het dit eerste hier gehoor. Ek voel net as 'n easy cheap shot as dit nie jou storie is nie. Ek meen dis soos stereotypes. Ja, haha, alles funny. Maar kan ons nou al 'n bietjie beter skryf, ouens? Daar's stories wat storytelling is soveel beter vir my. Ja. Daar's net so 'n lekker oomf in die agtergrond. Stereotypes, kyk, we've been doing it for 60 years. Can we get over it now? So wat maak 'n goeie komediant dan? My opinie, ek hou van okay, komediant wees is fasette, verstaan? Soos 20% van wat jy doen as 'n komediant is om op die stage te staan. Die ander 80% is die skryf, how clever the writing is, delivery, en timing is altyd die belangrikste. Maar stories, take the stuff that you've lived, over-embellish. Daar's baie stories daar buite, wat ek baie keer vertel, wat dalk nie so over-embellished is nie, want ek het 'n rowwe lewe gehad. Maar, fun. So,
Ja, goeie komediant, obviously, just personal opinion would come down to good writing. Kyk, funny is relative. So wat jy snaaks vind, is dalk nie vir iemand anders 'n ding nie, and I guess that's where the stereotype comedy comes in. Jy kan iemand betaal as jy net praat oor vrouens en queer mense. Jy kan iemand betaal. Joan Rivers het 8 mense betaal. Dalk meer, don't fact check me. Sy het mense sy het mense betaal om dit te doen. Gaan betaal mense. Ek spaar my geld. Ek weet nie of jy weet nie, maar mense in Suid-Afrika met comedy maak nie Joan Rivers geld nie. Dit is baie waar. Ons skryf met 'n big pen, babes. Ek wil baie graag comedy doen, maar ek is so bang daarvoor. So hierdie gaan ek nou as my eerste les gebruik om comedy te doen. Ek sal na die tyd in die disclaimers bietjie tyd saam met jou spandeer, Regina. Maar wat is jou advies vir iemand wat jou sien en hulle sê ek wil comedy kan doen, ek wil daai confidence kan hê. Moenie wag nie. Klim op die stage, fail as many times as you can in the start, so it won't hurt you later. Maar doen enige show, doen enigiets wat jy kan, gebruik elke geleentheid and learn, record yourself, kyk na jou goed, fix it up. Comedy is like college when you watch stand-up. En find your voice. Moenie laat die industrie vir jou sê dat dit wat jy doen is nie reg nie, want ergens daar buite, there is a niche for it. Hulle het al baie van gesê, te veel gay, te veel dit, te veel dat. Het jy dit al ooit vir die ouens gesê? Nee, shut up. Wat was jou grootste failure wat jy op stage gehad het? Ek weet nie of ek kan sê dis my failure of net 'n booking agent se failure nie, maar ons het een aand 'n line-up show gehad. Ek gaan nie die plek se naam noem nie, alhoewel hulle nou nie meer bestaan nie. En ons het vir 'n groep veterans opgetree. Maar kyk, toe ons nou 3 komediante sterk in die line-up in is en niemand kry 'n laggie nie. Het jy al stilte gehoor? Het jy dit al gehoor? Soos like jy loop net op die stage en jy gaan net yes, dit was nog nooit so hard nie. Ja. Dis presies hoe ons almal gevoel het. Wat hulle nie vir ons gesê het nie, is dat 50% van die mense wat daar gesit het, was doof. Oh my word. En die ander 50% was blind. Oh so, word. nou kan jy ons nie sien nie en die ander kan ons nie hoor nie. Ja, daar was 'n PR failure. Julle weet wie julle is. Shocked. As jy 'n boodskap vir jou jonger self moet gee, deur al die failures wat jy nou al gehad het op die verhoog en al die angs wat jy kon deurwerk. Do it all again. Hey, by the way, PS, check our exa voor jy hulle date. 100% trust. Kom ons speel vandag 'n game van werk dit of verwerp dit. So ek gaan 'n naam uitgooi, ek gaan iets uitgooi. Jy sê werk dit of verwerp dit. Asseblief rant. Okay, action. Rant soveel as wat jy wil. Liefie, ken jy my? Let's go. Doc Martens. Oh, love, werk. Lifetime guarantee, nee, gives you that edgy ek het geld lesbian. Is dit regtig 'n lifetime guarantee? Ja, hulle perish nie. Hoekom dink jy verkoop hulle nou nog die 40 jaar ou boots op die onderkant van Obs in Mainstraat by Bam Bang Boom, daai plek, ek ken nie daai plek se naam nie. Maar for real. Shooketh. Ja, daai goed word deel van jou voet, bra. En Dis amazing. partykeer sien jy 'n lesbien en lyk sy kaal voet. Daar's 'n cover daar. Jy sien hom. Wat van drag queens en Doc Martens? Nee, werk nie. Kyk nou vir die lesbians wat sê wat die Ek drag is queens moet jammer, doen. ons is judgy, but do you bring that mask energy, babs? Julle maak beter vrouens as ons. Ek het nou nie my reistities in vandag nie, maar wat Anders kan het ek ons sê? Gerrie en reis gehad. Almal se obsessie met airfryers. Oh, I got it. Nee, ja, ek is 'n airfryer. Ek love airfryers. Oh, Ek doen alles in 'n airfryer. okay, good. Soos Good. Tupperware is so yesteryear. Ek weet hulle het toegemaak. Hulle het toegemaak. Hulle maak weer oop. Maak hulle weer oop. Ja. Dit klink soos 'n klub. Maak toe, maak oop. Okay, my air fryers, absolutely love. Die obsessie not so much. Hou op praat oor die nonsens, ouens. Because dis soos daai selfde oomblikke wat ons het waar jy praat oor jou kinders. We've had enough, okay? We get it. Jy maak 'n lekker steak. Okay, ek
kan net saamstem met jou daarso. Hou jy van Braai, airfryers? Ek love airfryers. Ek ook. Ek love airfryers. Braai. Braai. Kan jy 'n braaibroodjie maak? Ek kan 'n braaibroodjie maak, maar kan ek hom braai? Dis die vraag. Ek Ek joke kan vir jou net. braai. Oh, okay. Relax, ek's Nou 'n die lesbien, ek's drag gebore queen met 'n tong. Een van 'n lang tongs. En dan moet hy gelabel wees, vind ek. Favorite drink, dis moedersmelk. Braai, ja, love braai. Absoluut love braai. Kom ons braai, ander storie. Drag kings. Love and hate. Ek het 'n groot liefde daarvoor want ek het dit gedoen en toe so 'n artikel geskryf vir my. Wat sê ek was verskriklik misogynistic. Toe gaan ek, julle verstaan nie wat drag king oor is nie. Okay. Toe nooi ek hulle terug, toe speel ek vir hulle 'n Lily Allen liedjie en tree vir hulle op. They haven't come back. Love that. I love that. Maar love drag kings, not enough of the art form. Ek dink ons moet dit inbring meer in Suid-Afrika. Probleem is vrouens tend to do this thing where we want to do these things, but when we're given the opportunity, dan doen ons dit. Dit is baie moeilik geweest om actually 'n groep drag kings bymekaar te kry wat consistently die ding wou doen. Ek dink ek en jy moet iets saam doen. Let's go. Ek dink ons moet dit Ek het doen. ook reistities. Al vir 37 jaar. Jax, voordat ons gaan, voltooi asseblief vir my hierdie sin. Om queer in Afrikaans te wees beteken. Om queer in Afrikaans te wees beteken om anders te wees as wat die norm is, maar om terselfdertyd die beste weergawe van jouself te wees en om Afrikaans weer cool te maak. Ek love dit. Dankie. Love Baie you. baie dankie dat jy hier was. En dankie vir julle, hier is my show. Nee, ek joke nie. Dankie dat jy deel is van die verandering wat ons nodig het. Ek probeer my beste en ek That's sal why- nie ophou tot my laaste asem. That's why I'm so obsessed with you. Baie dankie. Baie dankie Bokkie. Queer in Afrikaans is 'n Jackpot Original beperkte reeks, spesiaal vir Pride Maand.